Vriende, wat voorreg om weer vanmôre saam met u te kan wees en ek dink so aan die woorde van Jakobus, daar in Jakobus die 4de hoofstuk wat vir ons sê dat ons lewe is maar 'n damp wat nou verskyn en môre verdwyn. En is dit nie waar nie? Vriende, ons lewe gaan so vinnig verby as ons daaraan dink. Ons is alweer in die middel van 'n week en ons is in die middel van 'n jaar en dit spoed by ons verby en daarom sê die Bybel dat ons dae so moet leer tel dat ons 'n wyse hart sal bekom. Wat beteken dit om 'n wyse hart te bekom? Dis wanneer God se woord my lewe, my denke, my optrede oorheers, dat ek met wysheid kan optree te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Dan gaan ek nie saam met die stroom in hierdie afwaartse neiging om maar te doen wat hulle doen en te sê wat hulle sê en te dink soos hulle dink nie, maar ek is stroom op omdat God se wysheid my deel is. En ek staan in die waarheid van God se woord, verseël met sy Heilige Gees, vervul met sy Heilige Gees, ten einde te doen wat die Here van my vra. Want my burgerskap is in die hemele, van waar ek verwag my verlosser en saligmaker Jesus Christus. Onthou, as weergeborenes is ons gedoop in die liggaam van Christus, ons is verseël deur die Heilige Gees, ons is vervul met die Heilige Gees, met die doel om nou te lewe soos kinders wat God se Gees in ons harte het. Daarom wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Mag u en ek met nuwe ywer, met nuwe krag en nuwe entoesiasme sê my allerbeste vir God my allerhoogste. Nou vriende, ons gaan so 'n bietjie vanmôre stil staan by die gedagte van evangelisasie. U sal onthou, ons het gister gepraat oor wat die doping met die Heilige Gees beteken, wat die verseëling met die Heilige Gees beteken en wat die vervulling met die Heilige Gees beteken. En elke keer as ons gekom het by die vervulling met die Heilige Gees, het dit gegaan oor dienswerk, om iets te doen vir die Here, om die laaste opdrag uit te voer, en dit is om die evangelie met vrymoedigheid te verkondig. So vanmôre gaan ek 'n bietjie met u praat oor evangelisasiewerk, of om die evangelie te verkondig, mites wat vermy moet word, en dan môre gaan ek bietjie met u praat oor hierdie baie besondere gedagte van, wanneer ons die evangelie aanbied, vriende, hoe kan ons effektiewe evangeliste wees, of hoe kan ons op 'n effektiewe manier die evangelie aanbied. Maar vanmôre dan, kom ons kyk na so 3 of 4 mites as dit kom by evangelisasie. Nou, u sal onthou wat die woord van die Here vir ons leer in Matteus 28 vers 19. Jesus is besig om afskeid te neem van sy disippels en die Here gee die laaste opdrag en hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou, baie belangrik, vriende, is dat die klem hier nie lê op die doop nie, maar op die evangelie. Baie mense wil die klem lê op die doop en daar is 'n geweldige debat wat aangaan oor die kinderdoop en die onderdompelingsdoop of die groot doop en ek sal later bietjie 'n paar boodskappe opneem daaroor, maar ek wil net vir u noem dat die klem hier glad nie gaan oor die doop nie, maar maak disippels van al die nasies terwyl julle hulle leer aangaande al die dinge van die Vader, Seun en die Heilige Gees en hoe om te onderhou dit wat die Here vir ons gesê het. En u kan miskien vir my vra, maar hoe kan ek sê dat die doop nie die klem is hier nie? Kom ek vat net bietjie verder. Handelinge 1:8. Jesus is self aan die woord en hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Hier noem die Here nie eens die doop nie. En dan sien ons in Handelinge 8 vers 4, dat toe die vervolging onder Saulus uitbreek, sê die Bybel en almal wat verstrooid was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. Weereens die gedagte dat dit gaan nie oor die doop nie, die klem is nie op die doop nie, maar op die evangelie. En dan 1 Korintiërs 1:17, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. So wat is die mites wat ons moet vermy as dit kom by evangelisasie? Wat is die dinge wat ons moet vermy as dit kom by die verkondiging van die evangelie aangaande Jesus Christus? En vriende, die eerste ding wat ek vir u wil noem is, 'n mite wat ons moet probeer vermy en verwerp, is dit dat evangelisasie is net vir sekere persone en nie vir almal nie. Ons beleef 'n tyd en mense sal gou vir jou sê, maar ek is nie regtig geroep of ek het nie regtig die gawe om die evangelie aan mense te verkondig nie. En dan sê ek maar, luister, die evangelie en die verkondiging daarvan is nie net vir ekstroverte nie, dis ook vir introverte, dis vir elke weergeborene. Sommige het meer vrymoedigheid, ander het minder vrymoedigheid. Maar wat is die mite wat verwerp moet word? Dat evangelisasie net vir sekere persone is. En ek uitgesluit is daarvan, want ek is nie 'n man wat wel ter tale is en goed kan praat nie. Hoor wat sê die Bybel vir ons? Handelinge 8 vers 4.
Ons het nou net hierdie teksvers vir julle aangehaal. Die wat verstrooi was, toe die vervolging onder Saulus plaasgevind het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. Met ander woorde, almal wat verstrooi was. Dit sluit in ou mense, middeljarige mense, kinders, hulle die evangelie verkondig. Ons dink aan 2 Konings die 5de hoofstuk, en jy sal 'n bietjie lees daarso dat die Arameërs 'n inval in Israel gedoen het, en hulle het 'n klein dogtertjie gevangene geneem, en haar weggevoer, en sy het in diens van Naaman se vrou gekom. Nou, wie was Naaman? Naaman was die leerowerste van die koning van Aram, en hy was 'n groot man voor sy heer, en hoog in aansien. Nou, wat gebeur hierso? Die inval is gedoen in Israel, hierdie klein dogtertjie, sê die Bybel, is weggeneem as 'n gevangene, en sy beland in die huis van Naaman se vrou, hierdie groot leerowerste. En wat doen sy? Sy salk nie, sy kla nie, sy huil nie. Wat doen sy? Sy verkondig die evangelie. Dis hoekom ek vir u sê, dit geld vir ons almal. Die evangelie is nie net vir sekere persone nie. Hierdie klein dogtertjie wat van kleins af geleer is wie God is en wat God se plan en sy doel is met die mens, en dis om hom te red en om te gebruik, kom in hierdie huis van Naaman se vrou, en ons weet dat Naaman 'n man was wat malaats was, en sy sê vir haar meesteres, ag, was my heer maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sou hy sy malaatsheid wegneem. En die Bybel sê, toe gaan hy in en gee dit aan sy heer te kenne, en sê, so en so die dogtertjie gespreek, wat uit die land van Israel kom. En wat baie belangrik is, vriende, dat hierdie Naaman later gesond geword het. Jy onthou mos, hy het 7 maal in die Jordaan geduik, en die Bybel sê van sy malaatsheid gesond geword, maar die belangrikste, Naaman het 'n kind van God geword. Naaman het die God van Israel begin dien. Waarom? Omdat 'n klein dogtertjie bereid was om vir haar meesteres te sê, sodat dit vir Naaman gesê kan word, dat daar 'n ware God en 'n ware profeet in Israel is. Ag, is belangrik dat u sal onthou, dat u sal sien, die evangelie is nie net vir sekere persone nie, maar is vir almal. Die tweede mite wat vermy moet word, of die tweede ding wat vermy moet word, ek het nie nodig om 'n lopende Bybelwoordeboek te wees, voordat ek die evangelie kan verkondig nie. Partykeer sê mense, maar jog, ek sukkel om teksverse te onthou en te memoriseer en te quoteer en jong, ek weet nie, ek is so skaam en ek is so bang, ek val oor my woorde en ek wil vir u sê, vriende, dit is altyd goed om die woord te lees, die woord te ken, die woord te memoriseer. Dit help baie met evangelisasie, dis verseker, maar dis nie die barometer of standaard dat ek hierdie evangelie moet gaan verkondig nie. So hierdie mite moet vermy word. As u vanmôre miskien dit as iets in jou lewe huisves om te sê, maar ek kan nie die evangelie verkondig nie, want ek ken nie regtig die Bybel so goed soos ander mense dit ken nie, dan wil ek jou vra dat jy net daar sal stop. As God jou gered het, as God deur sy gees jou verseël het, as jy weet jou sondes vergewe, dan het God jou ook geroep om die evangelie te verkondig. En kom ek gee vir 'n praktiese voorbeeld, pragtig. En dit geld, vriende, vir jong mense, vir bejaarde mense, vir middeljarige mense, en ons sien hierdie baie mooi gedeelte daar in Lukas 8, van die besetene van Gadara. Onthou jy die besetene van Gadara? Dis 'n man wat tussen die grafte gebly het, hulle het hom met kettinge gebind, hy het geskree, duiwels het in hom gebly, en die Bybel sê dat die Here hom kom red het. Die duiwels het in die varke ingevaar, hulle het oor daardie afgrond gestort in die see in, en die Bybel sê vir ons in Lukas 8:38, hoor hoe pragtig. En die man, uit wie die duiwels uitgevaar het hom gebid om by hom te kan bly. Maar Jesus het hom laat gaan en gesê, gaan terug na jou huis en vertel watter groot dinge God aan jou gedoen het. En hy het gegaan en deur die hele stad verkondig watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het. Jy sien, hierdie besetene van Gadara het iets gehad om oor te praat. Hy het nie gepraat oor homself en hoe wonderlik hy was en hoe hy in staat was om Jesus te erken het en hy tot sonde besef gekom nie. Nee, God in sy bonatuurlike liefde, genade en wysheid het hierdie man kom red. En toe hierdie man tot bekering kom, vriende, toe word hy nuut. En Jesus sê, gaan vertel watter groot dade God aan jou gedoen het. Jy praat nie oor jouself nie. Jy praat nie oor jou sondige agtergrond en hoe boos jy was nie. Dit kan miskien 'n voetnota wees van jou getuienis, maar jou groot getuienis gaan oor watter groot dade God aan jou siel gedoen het. Soos jy meer 'n volwasse kind van die Here word, so sal jy meer kennis van die woord opdoen. So sal die evangelisasie makliker raak. Maar onthou, die belangrikste is, gaan vertel vir ander mense wat God aan jou siel gedoen het. Dis waarom die Gees in ons woon.
Nie sodat ons 'n ornament kan wees nie, maar 'n instrument, bruikbaar, in diens van die Here om die evangelie te gaan verkondig. Die derde mite wat vermy moet word, en daarby gaan ons volstaan vanmôre. Die derde mite wat vermy moet word is, dat in persoonlike evangelisasie, vriende, moet ons onthou, ons sal nie elke individu wat ons elke dag mee skouerskuur kan evangeliseer nie. Partykeer voel kinders van die Here so half, amper sê moedeloos, en hulle sê maar, daar's so baie wat bereik moet word, en hoe gaan ons by hierdie massas uitkom? En ek sê dikwels vir mense, ek sê, kan jy 'n bees op 'n slag eet? En meeste sê nee, is onmoontlik om 'n bees op 'n slag te eet. En ek sê nee, jy kan. Jy eet hom styk vir styk. En dis dieselfde met evangelisasie. Ons kan nie almal elke dag wat oor ons pad kom bedien met die woord nie. Want daar is net te veel mense. Ons loop verby iemand in die winkelsentrum. Ons kom by die parkeerarea en daar's 'n karwag. Ons kom miskien by bure of miskien by familie of vriende. So, wat staan my te doen? Moenie die leuen van die duiwel glo dat as ek nie elke dag almal evangeliseer nie, het ek geval in my taak en my roeping en in die opdrag van die Here om die evangelie te verkondig nie. Die Bybel is baie duidelik dat vriende dat Jesus en die apostels en Paulus nie met almal gepraat het nie. Maar wat belangrik is dat hulle die evangelie verkondig het. Dat hulle die geleenthede gesoek het en gebid het dat die Here vir hulle oop deure sal gee. En dan wanneer hulle met iemand te doen kry en daar is 'n geleentheid wat hom voordoen, het hulle die evangelie verkondig. Jy sien, ons sal nie almal kan evangeliseer met wie ons skouers skuur nie. Maar wat ons kan doen, vriende, en die moeite wat ons moet doen, is om sommige, hulle miskien met saam wie ons werk, of saam wie ons kuier, of saam wie ons golf speel, of miskien die persoon met wie ons praat in die supermark, of die karwag, as ons 'n geleentheid het daartoe, te evangeliseer. Daarom, die ganse wêreld is nie elke individu nie, maar persone van elke nasie, taal, volk en stam, wat ons met die evangelie moet bedien. Daarom, wat is die 3 mites wat vermy moet word, wanneer dit kom by evangelisasie? Onthou, as die Gees ons vul, is een van die logiese uitvloeisel om die evangelie aan ander te deel. Ek het vir u gesê, die eerste mite wat vermy moet word, of die ding wat verwerp moet word, is dat evangelisasie net vir sekere persone is. Onthou, jy is nie uitgesluit nie, dis vir almal, en vra die Here, dat hy vir jou krag en genade sal gee. As hierdie klein dogtertjie in Naaman die leeroowerste se huis die evangelie kon verkondig het, en Naaman tot bekering kon kom, dink net wat kan die Here met my en jou ook doen. Onthou, baie belangrik, jy hoef nie 'n Bybel, 'n lopende Bybelse woordeboek te wees, of 'n konkordansie te wees nie. Jy het nodig om op die einde van die dag die waarheid van die woord te ken, en dan te getuig aangaande wat God in jou siel gedoen het. En soos jy meer volwasse word in die woord van die Here, so sal jy ook dan meer die woord kan gebruik om God te verheerlik. En dan die derde wat ons oor gepraat het, vriende, ons kan nie almal evangeliseer nie. Dit is onmoontlik. Maar wat ons kan doen, ons kan hulle met wie ons skouers skuur evangeliseer en so God verheerlik. Mag die Here ons in staat stel. Ons gaan môre 'n bietjie kyk by ons tweede boodskap, is dinge wat nodig is in effektiewe evangelisasie. En ek gaan vir julle 'n paar riglyne gee. En u gaan sien, om te evangeliseer is eintlik 'n voor die hand liggende, maklike ding wat kinders van die Here doen. Tot eer van die Here, tot uitbreiding van sy koninkryk. Baie seën vir u, baie liefde en groete, mooi dag verder, tada.